Petrus 2, agter in die Bybel, as jy wil soek, kan so van agter af vorentoe blaai, Openbaring, Johannes se briewe, en dan kom jy by Petrus se briewe, 1 Petrus 2, en ons gaan daarvan vers 1 af, gaan ons saam lees. Op die bord sien julle ons donkie, wat in hierdie 10 dae wonderlik gewerk het. Ek dink die Here het vir ons op 'n wonderlike manier 'n teken gegee. 'n Min het ons geweet, ek het nie eers daaraan gedink toe nie, en toe ek en Dominee PC daaroor praat nie, dat toe Dr. Andrew Murray begin met die eerste Pinksterbid hier, hulle gesê het, want die kinders van die Here moet soos donkies die evangelie die wêreld indra. Donkies het vir Jesus gedra, en ons het mos gesien in hierdie dae, dat elke donkie het 'n kruis op sy rug, die ligtes, die donker is almal, en elke aand het ons die mooiste stories gehad. Dankie vir almal van julle, ons gaan vanaand die laaste van die stories hoor, hoe wonderlik donkies gebruik word, en hoe wonderlik 'n donkie is, en hoe die Here deur 'n donkie werk. Ek lees toeval interessant die naweek, ek weet nie hulle geweet het nie, dat krag per gewig is 'n donkie sterker as enige perd en as enige os. Ek het dit nie geweet, en dis die waarheid. As jy 'n os sou vat wat soveel weeg soos 'n selfe donkie, is die donkie sterker as die os. As jy 'n perd sou vat wat soveel weeg soos 'n donkie, is 'n donkie sterker as 'n perd. En ek het ook nie geweet ons Vrydag aand gehoor het nie, wat hierdie maand in die Farmers Weekly was, dat donkies gebruik word vir waghonde, en so baie goed. En die Here het op soveel maniere vir ons pragtige goed gewys in hierdie tyd, hoe dat dit werk. Maar ek dink net so, die sterkte daarvan, toe dink ek, maar dis soos die Here vir sy kinders krag gee. Krag wat hulle self nie het nie. Krag om aan te gaan, krag om te doen, krag om vorentoe te gaan. Iemand vertel vir my Vrydag aand, dat donkies kan nie agteruit loop nie. Hoe swaarder hy trek, en as die waantjie wil agteruit loop, dan gaan hy juis vorentoe. En dis soos Christene leef. Stefan Joubert het gesê, ons leef altyd agteruit vorentoe. Ons dink aan wat agter gebeur het, maar ons leef altyd vorentoe. Ons het altyd 'n hoop vir beter toekoms vorentoe. Belangrike ding is, mag die Here ons gemeente na hierdie Pinkster laat bekendstel staan as 'n gemeente wat maar net donkies vir Jesus wil wees. Ons wil nie grand wees nie, ons wil nie spesiaal iets anders wees nie. Ons wil net spesiaal wees, hulle wat Jesus in die wêreld indra, en daarom dat ons vir elkeen wat in die kerk was in hierdie dae 'n kruisie gegee het om te dra, en daarmee die beeld uit te straal, ek is 'n donkie vir Jesus Christus, ek dra hom uit in die wêreld. 1 Petrus 2, kom ons lees van vers 1 af. Terwyl ons die woord oop het, dan word ons net stil so voor die woord van die Here. Dankie Here vir u woord, die lewende woord. Dankie Heilige Gees vir die dag waarop ons gedenk dat jy na die wêreld gekom het. Dankie dat jy deur die woord aan die woord kom, dat jy die woord lewend maak in ons lewens. En daarom bid ons ook vanmôre, kom in Here, en spreek deur die woord, tot 'n gemeente wat gevul is met dankbaarheid, oor dit wat ons in hierdie dae by u kon leer. Seën ons Here, ook vanmôre aan u voete, soos ons vir 10 dae lank aan u voete kon kom leer. Amen. 1 Petrus 2 vers 1 sê, hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huichelarry, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur opgegroei en die saligheid verkry. Ons gaan nou daarna ook verwys, hierdie melk. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Daai ondervind sou ons ook kon vertaal met proe, geproe dat die Here lekker is, dat hy goed is. Kom na hom toe die lewende steen wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk ek lê in Sion 'n hoekklip, uitgekies vir die ereplek, wie aan hom glo word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie geld die woorde. Die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword, en 'n klip waaroor 'n mens struikel en rotswaard teen jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.
Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. En dan lees ons in vers 20 ook, vers 20 van hierdie selfde gedeelte, en daar staan, as julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dis genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle voorbeeld gestel het, sodat julle, soos die donkies in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen en hy sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. En dan hierdie belangrike versie, vers 24. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. En dis ons een teksversie, vers 24, wat sê dat ons totaal nuut gemaak is, wat ons graag die vernuwing wil ervaar. Hy sê, het ons sondes aan sy liggaam aan die kruis gedra, hy het ons vir die sondes doodgemaak, hy laat ons lewe in gehoorsaamheid in die wil van God, en deur sy wonde het daar vir al ons sondes en swakheid genesing gekom. En saam met dit vers 10 van 1 Petrus 2, julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Ons gee ons sanggroep geleentheid om vir ons 'n liedjie te sing. Die liedjie se naam is Reën. Die Here sorg vir jou, wat se pad jy ook al in jou lewe moet loop. Vandag is Pinkster Sondag. Ek wil graag vir die kinders begin met 'n vraagie, en dis al waaroor die prediking vanmôre gaan. Vir die kinders vra, wat is Jesus se adres? As iemand nou vir ons hoor, ons het nou 10 dae lank by Jesus kom leer, en iemand sou vra, maar wat is die Here se adres? Wie van die kinders wil gou vir my gee 'n antwoord? Waar is die Here? Wat is die Here se adres? Ja? Die hemel. Jy het kan hulle chocolate kry, net oor jy geantwoord het. Dankie Dominee PC, Dominee PC gaan die chocolates uitdeel. Die wat nie almal uit kan, hy so lank tussen eet. Ja, sê. Okay, nog 'n antwoord? Jou hart. Dominee PC, sy moet regtig een kry. Dink haar naam is Nida, né? Ja, ek onthou reg. Nida de Villiers. Daar's hy. En wie het nog 'n adres vir ons? Wat is die Here se adres? Waarso? Ja? Hy's, ja, gee maar vir hom ook enetjie daarso, langs Marita. Word maar daar. Baie dankie. Kom ons stop eers daar. Die Here se adres, dis die vraag waaroor dit gaan. Wat is die Here se adres? Hou hom maar so lank daar by jou, ons gaan dalk net nou weer vra. Baie dankie. Wie van julle ken julle eie adresse? Gee gou vir ons 'n adres. Ja? Asterstraat, Villa. Ja, en een langs agteraan? Ja, dis net reg langs die kerk. Julle twee mag ook elkeen 'n chocolate kry. Dankie Dominee PC. Kom hy. Daar's hy. En daai en agteraan mag ook kry. Weet jy nog een, dankie. Daar's hy. Ons het ook 'n adres. Ek en Tannie Elsbie bly in Kraalkopstraat 103. 'n Mens moet 'n adres hê. Ons nogal gesien die moeilikheid wat dit nou maak met die verkiesing wat kom, want almal het nie adresse nie. Wat is jou adres? Ons wil graag weet. As ons oor Jesus dink, dan sou mense op 'n stadium kon sê Jesus se adres toe hy groot geword het. Waar het Jesus groot geword? En watter dorp het die Here Jesus groot geword? Nasaret. Jy kort 'n chocolate, jy moet hom nou kom haal, is ver daar na boontoe. In Nasaret. Trouwens, julle kan dit maar gaan kyk. Die straat waarin Jesus hulle huisie staan is Paulus Hashishi straat. Paulus Hashishi straat, Nasaret. En as jy dit ingetik het, dan kom jy by die huisie, daar is die huisie. Daar's deesdae 'n reuse pragtige kerk oorgebou om dit te beskerm, maar die huisie waarin Josef en Maria gewoon het, en daar sou jy vir Jesus gekry het.
Later het Jesus uit Nasaret uit weggegaan, hulle wou hom nie gehaat het daar nie. En as jy hom toegesoek het, toe het hy baie in Kapernaum gewerk. En miskien as jy hom daar gesoek het, en jy het 'n adres gesoek, sou jy gesoek het vir die adres van Petrus se huis. En daar is die oorblyfsels van Petrus se huis. Ons lees in Matteus 8, hoe hy die mense daar in Petrus se huis gesond gemaak het. Vir 'n tyd dink ek was dit waarskynlik Jesus se adres. 'n Adres waar ons hom sou kon kry. In Nasaret, daar in Paulus Hashishi-straat, later in Kapernaum, daar in Petrus se huis in hulle straatjie. Ek het nie 'n straatadres nie, dis 'n klein straatjietjies daar waar hulle gebly het. Maar hy het 'n adres gehad. Die vraag is, wat is sy adres vandag? Om by daai antwoord uit te kom, lees ons in hierdie gedeelte wat ons gelees het van 'n hoeksteen. Wie van die kinders weet wat is 'n hoeksteen? Wat is 'n hoeksteen? Nou weet ek julle. Ja? Ja, is deel van die fondament. Daar Sissie het 'n sjokolade gekry, nou mag sy ook een kry. Dankie Donie PC. Dis deel van die fondament. Kom ek wys vir julle 'n hoeksteen. Daar sy. Hou hom sommer daar by jou. Baie dankie. En nou het hy 'n hele sak chocolates. Hulle wat net nou gesing het, julle kan ook elkeen 'n chocolate kom haal. Die van julle wat nog nie 'n hoeksteen gesien het nie, as julle net nou uit die kerk uitstap, gaan kyk 'n bietjie hier langs die kerk, hier by die toring. Daar is die kerk se hoeksteen, daar staan op Dominee AC Viljoen. 1976. Ons het mos verlede jaar gesien, toe was die kerk presies 40 jaar terug gebou. Dis nie regtig 'n hoeksteen nie, maar dis soos 'n hoeksteen. Hy daar. Hier by die kategese lokale staan daar ook 'n hoeksteen van 1984, toe ons die kategese lokale ingewy het. 'n Hoeksteen is in die Ou Testament gewees, gaan nou vir julle 'n storieetjie vertel, in die Bybelse tyd die hoek van die huis waarvan af hulle gebou het. En dis om te sê, op daai steen of fundament wat sy nou gesê het, daar begin hulle. En dis gewoonlik op rots gesit of iets wat stewig is, soos ons nou die aand gehoor het ook. Jou huisie moet op rots gebou word en nie op sand nie. Op Jesus Christus en nie op jou eie losse ideetjies en gedagtetjies nie, maar dit wat die Here vir jou wil gee. Daarop moet jou lewe gebou word. Anders werk dit nie. Ek het 'n mooi storie gelees in die tyd. Die storie gaan oor 'n seentjie Peer daar links, wat op die strand vreeslik lief was om sandkastele te bou. En hy het die pragtigste, mooiste sandkastele gebou. Maar toe op die strand was daar 'n boelie seentjie, groter as hy, sterker as hy, en net sy kasteel klaar gebou is, dan kom skop hy dit om. Maar toe kry hy 'n slim idee, daar waar hy gebou het, net daar langs aan, het rotse uitgesteek. En toe gaan hy, en toe bou hy sy sandkasteel weer net so mooi, maar bo oor een van hierdie rotse. En het 'n pragtige gebou met toringkies en bruggies en alles. En toe hom klaar gebou het, toe kom die boelie nou weer en hy hardloop en hy besluit hy gaan weer hierdie ouetjie se sandkasteel platskop. En natuurlik toe skop hy nou teen die rots. Eina sê hy. En toe is dit verby. Toe het hy dit nie weer gedoen nie, want Peer het sy huisie nou nie meer net op sand gebou nie. Hy het hom op die rots gebou. En dis vir ons so belangrik. En dis wat die idee van 'n hoeksteen is. 'n Hoeksteen is dit, soos daai ondersteunetjie wys, waar die gebou begin. In antieke tye het hulle altyd as hulle gebou sou gebou het, die hoeksteen op die noordooste hoek gesit. Dit sal met ander woorde so noordoos sou daai hoek gewees het. Want hulle het geglo die voorspoed kom uit die noordooste uit. Miskien ook omdat die sonopkomskant is. En dan het hulle die hoeksteen eerste daar gesit. Hulle het gewoonlik 'n offer gebring as hulle die gebou het. As dit nou Christene was, dan het hulle 'n offer gebring aan die Here en vir die Here gebid en gesê, Here, seën hierdie huis. En dan meet hulle hom op die erf eers uit daai hoek. En dan pak hulle hierdie steen, bou die fondament en bou hom, en van daar af bou hulle dan die hele gebou van daar af verder. Dit was regtig die hoek wat bepaal het, waar gaan die huis staan, hoe gaan hy lyk, hoe gaan hy werk. En nou kom Paulus en dan gebruik hy hierdie beeld, en Petrus en hulle sê, ons Here is die hoeksteen. Hy is die hoeksteen wat gebruik word deur God vir ons, waar alles gebou moet word. Hy is die hoeksteen wat alles bepaal. Maar terwyl hy met dit besig is in hierdie mooi hoofstuk, gebruik hy 'n ander mooi beeld hierso, wat vir my verskriklik belangrik is in 1 Petrus 2. En hy sê, maar om dit te verstaan moet julle meer melk drink. Hy gebruik hier 'n Griekse woord, logigongala.
wat mens kan vertaal met geestelike melk. Natuurlik is dit nou nie regtig 'n melk wat mens in bottels koop wat van koeie afkom nie. Maar hy sê soos 'n kind melk moet kry, anders kan die kind nie groei nie. Hy sê soos dit met jong Christene ook, hulle moet hierdie Logikon Gala kry, hulle moet hierdie melk kry, hierdie geestelike melk elke dag kry, dat hulle groei. En weet julle, dit is wat ons in hierdie Pinkstertyd wou kom doen. Ons wou vir 10 dae aan die voete van die Here kom sit. En ons wou die geestelike melk drink, wat die Here vir ons gee. Paulus gaan nou verder, of Petrus gaan nou verder, en sê hy, en julle het dit geproe. Hy sê dit in hierdie gedeelte, hy sê, julle het geproe hoe dit smaak. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Julle moet hierdie melk drink suiwer, want julle het ondervind hoe heerlik dit is wat die Here doen. Hy sê, as jy vir die eerste keer geproe het in jou lewe, gesmaak het, hoe lekker is dit om die Here te ken? As jy vir die eerste keer iewers in die Bybel gelees het, selfs toe jy kind al nog was, en jy het gehoor hoe lekker is dit, Jesus is vir my lief, en wat beteken dit om aan die Here te behoort? Hy sê, dan is jy soos iemand wat vir die eerste keer vars melk proe. En toe jy dit geproe, dink jy, sjoek, maar dis lekker. As ek kan, sal ek graag nou elke dag 'n glas melk wil drink, want dis so lekker. Hy sê, en so moet die Here vir jou wees. Jy het geproe hoe smaak die woord van die Here. Koning Dawid sê ons by geleentheid ook, as hy oor die Here praat, hy sê die woorde van die Here is vir hom soos heuning in sy mond. Dis vir hom so lekker. Hy doen dit nie hoe hy moet nie. Hy kan nie sonder klaar kom nie. Dis heerlik. Hy geniet dit. Die woord van die Here proe amper vir hom soos 'n lekker sjokolade wat hierdie kinders gekry het. En dan sê hy natuurlik, en hoe meer jy drink, hoe meer jy kry van die Here, hoe meer kry die Here van jou. Hoe meer van die Here in jou inkom, hoe meer word jy deel van die Here, en die Here deel van jou lewe. En later is julle onafskeidbaar. Later kan jou en die Here kan nie meer van mekaar weg nie. Julle is al so deel van mekaar geword. Julle is ingemekaar in, jy en Jesus. En dan kom hy en dan sê hy, en hoor julle hoe werk het, dan sê hy, en nou is Jesus die hoeksteen. Hy sê, en dan is jy soos een van hierdie stene, wat op hierdie hoeksteen ingemessel is. En daarom is mens vra, hoe lyk die Christelike kerk? Die kerk van die Here, die Christendom. Dan sê ons, dit lyk soos 'n kerkgebou, met 'n hoeksteen Jesus. Hy is die fundament, en op hierdie hoeksteen word al hierdie stene ingemessel. En hoe meer jy deel van die Here word, hierdie geestelike melk drink, hierdie boodskappe hoor, jou laat groei deur die Here, soos in hierdie 10 dae gebeur het met ons almal, en die keuses wat ons gemaak het, van die nou pad teenoor die breë pad, van op die rots bou, nie op die sand nie, van om te doen en nie net te hoor nie, ons het so baie dinge gehoor. Hoe meer word jy vas ingemessel op hierdie hoeksteen, en word jy deel van hierdie lewende, ware steen van God. In hoofstuk 2 vers 4 sê hy, Christus is die lewende steen, en dan net daarna dan sê hy, en gelowiges is lewende stene. Christus is die hoeksteen, en gelowiges is lewende stene. Hy sê, gelowiges is 'n geestelike huis, en Christus is die hoeksteen, die fundament van hierdie huis. En dis die antwoord. En daarom kon Stefan Joubert by geleentheid, lees ek 'n mooi artikel skryf, en toe sê hy, Christus se volgelinge is sy adres. En dankie vir die van julle wat dit so mooi gesê het. Die adres van die Here is jou adres. Die adres van die Here is jy, is jou lewe. Jy is sy adres. Niemand anders nie. 'n Man kom op 'n dag in 'n dorp, en hy vra vir iemand anders, waar's die kerk? En die persoon vir wie hy vra is een van die boere wat in die distrik daar boer, wat die dorp ken. En hy sê vir hom, sien jy daar oorkant, daai vrou, wat daar by die koffierestaurant sit en koffie drink. Vra vir haar, alles wat jy wil weet van die kerk, sy is deel. Is dit nie onbeskryflik nie? Vra vir haar, want sy is 'n volgeling van Jesus. Hierdie ou self ken die Here so nie, maar daai vrou, vra vir haar. En dis soos dit werk. As iemand in die dorp inkom, hoe lyk die kerk van die Here in Vogwel? Dan moet ek aan sê, vra vir hom, vra vir haar, vra vir daai kinders. Hulle is almal volgelinge van Jesus. Al die donkies, hulle dra vir Jesus.
Hulle sê jou alles kan sê. Want Jesus woon in mense. By geleentheid ons tweede dogter, toe sy in Pretoria gaan studeer, het ek kry ons vir haar woonstel, wat is daar hier, en toe sy die dag intrek, toe sien ek, maar hier's 'n kerk reg oor die straat, en ek sê vir haar, dis nou oulik Elsabie, hier's 'n kerk reg oor die straat, jy kan sommer net so oorloop, en terwyl ma en kinders nou besig om alles daar in die woonstelletjie reg te maak, en gordyne optang, en so stap ek hier oor, en toe sien ek die kerk is nou 'n pakhuis, daar is nie meer 'n naam op nie, en dis toe, dis 'n pakhuis. En toe sê ek van, nee, dis nie meer 'n kerk nie, dis nou net 'n gebou. Dis 'n pakhuis. Want jy sien, dis 'n gebou waarin ons aanbid. Maar toe dink ek, maar waar is die kerk nou? Waar is hierdie mense nou? Waar aanbid hulle die Here? Waar leef hulle vir die Here? En ek hoop hulle is nog in hierdie omgewing, dat sy hier 'n kerk van deel kan wees. Dat sy hier die Here kan aanbid. Hierdie gebou waarin ons vandag is die plek waar die kerk die Here aanbid. Dis die kerkgebou, maar waar die kerk die Here aanbid. Iemand by geleentheid gesê, hierdie is die gimnasium, want hier het ons nou vir 10 dae lank kom oefen, geestelik sterk te word. Hierdie is by geleentheid, soos vanoggend, as die nou net gewees het, as die sanggroepie opkom, is hierdie 'n simfoniesaal. Want hier word lofliedere van lof tot eer van die Here gesing, en soos word by ons voorsang. En hierdie is by geleentheid die Here se spreekkamer, waar mense op 'n oomblik kan inkom met hulle hartseer en hulle pyn en hulle seer kry. En soos gister by 'n begrafnis en Vrydag by 'n hartseer begrafnis van 'n jong man van 28 wat ek begrawe het. En mense mekaar 'n handdruk kan gee. Ek kan sê ek gee om vir jou en ek bid vir jou. En ek's lief vir jou. En hierdie kan baie keer 'n hospitaal wees waar mense met hulle nood en hulle siekte by die Here se voete kan kom sit en vra, help my Here. Maar die kerk is die mense binne in hierdie gebou. Ek lees 'n mooi verhaal van 'n jong man wat by geleentheid vir die Here sê, Here, ek is ongelukkig by my werk. En dit gaan sleg en die mense is oneerlik. En ons hele wêreld is so de mekaar, alles is korrup en alles is so verkeerd. En Here, ek is so teleurgesteld. Ek het my hart vir U gegee, maar Here, ek is so teleurgesteld met hierdie wêreld wat U vir ons gemaak het. Kan U dit nie oormaak nie? Weet julle wat sê die Here toe vir hom? Toe skrik hom afgedaan toe hy die antwoord kry, toe sê die Here vir hom, dis my plan. En dis waarvoor ek jou het. Dis juist my plan. En dis waarvoor ek vir jou het. En toe sê hy, Here, wie ek? Wie's ek nou? Dis wat koninkrykstyd is. Die Here is nie tevrede met hierdie wêreld nie. Ons moet nie vir 'n oomblik dink die Here is tevrede met Suid-Afrika nie. En tevrede met Vogwel, en tevrede met ons mense, en tevrede met die toestand van die wêreld nie. Hy wil dit graag beter maak, hy wil dit oormaak. Dit moet beter gaan as wat dit nou hier gaan. Maar hy gaan dit nie kom doen nie. Nie sonder my en jou nie. En as ons vandag vir hom sê, Here, ek is nie tevrede met hoe dit gaan nie, dan sê die Here, ek ook nie. Maar dis waarvoor ek jou daai het. En vir jou en vir jou en vir jou. Ek en jy is die mense, ons is die kerk. Ons is die mense wat dit hemel op aarde moet maak. Ons is die mense wat hierdie 'n beter plek moet maak. Ons is die Here se adres. 2000 jaar gelede, as jy siek was en jy het nood gehad, dan kon jy gestap het na Paulus Hashishi straat in Nazareth, as jy gehoor het van Jesus. Of jy kon gestap het, soos die 10.000 mense wel gedoen het, na Kapernaum, want hulle het gehoor Jesus is daar, en hulle kon op die berg by hom gaan sit het en die antwoorde by hom kry. Vandag hoef ons nie meer op 'n vliegtuig te klim Israel toe om te gaan hoor nie. Want vandag is Pinkstersondag. Die Here het na ons toe gekom. En hy is vanmôre net so hier in hierdie gebou as wat hy op enige ander plek in die heelal is. Want die Heilige Gees is uitgestort om in elkeen van ons se hart te kom woon en dit hemel op aarde te maak. As 'n mens hierdie laaste 2 versies lees
van die eerste gedeelte, 1 Petrus 2 vers 9 en 10, dan skryf Petrus dit eintlik soos 'n liefdeslied. Hy sê, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie vir God, afgesonder, die eiendom van die Here, 'n volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Hy sê, dis julle is die mense wat dit alles gaan vertel in die wêreld. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Dis soos 'n liefdeslied. 'n Liefdeslied wat hy vir my en jou wil vergee. Om te sê, julle is nou myne. Julle behoort aan my. Julle is deel van God se kerk. Ek het julle geroep, julle is myne. Ek lees die mooi verhaaltjie van 'n dogtertjie, ware verhaal, Mary Ann Bird. Sy was gebore as 'n dogtertjie met 'n haaslip en gebreklik met so skewe neusie. En kinders kan ons wreed wees. En die kinders het van gelag by die skool oor haar snaakse lippie en nou praat sy ook snaaks en die skewe neusie. En toe sê hy juffrou Lennard wat baie oulik was en baie van omgegee het. En sy was 'n oulike kind. En as die kinders baie keer van gevra het, en wat maak jy jou gesig, dan sy gesê ek het deur die venster geval. Want sy kon nie vir hulle vertel hoe sy so gebore nie. En toe die juffrou op 'n dag iets oulik uitgevind, want hulle moes eenmal 'n jaar in hulle klas gehoortoetse doen by die laerskool. En in graad 4. En dan die juffrou so gemaak, die kinders moet by die deur om die hoekie gaan staan, en dan die juffrou iets gesê, dan moet die kinders sê, wat het sy gesê? Sy sê dit nou hier, die kinders staan om die hoek, hulle kan nie haar mond sien of nie, dan moet hulle sê. En dan die juffrou nou allerlei goedjies gesê, soos jy het mooi skoene aan, dan moet die kind om die hoekie staan, die hele klas kan sien, jy het mooi skoene aan, dan sê sy dit nou. Die lig is blou, dan moet die kind nou sê, die juffrou het vir elke kind 'n ander ruimte. En toe sy om die hoekie staan, toe sê die dogtertjie, die juffrou van 7 woordjies, ek wens jy was my klein dogtertjie. En toe sê sy dit vir die hele klas. Juffrou sê, ek wens jy was my klein dogtertjie. En daai 7 woorde, sê sy, het haar lewe verander. Want toe kom sy agter van al die kinders in die klas, die juffrou is vir haar lief, en die juffrou wil haar hê, die juffrou wens sy was juffrou se dogtertjie. Broers en susters, as die Heilige Gees vanmôre op Pinkstersondag iets kan doen, dan is dit dat die Heilige Gees in jou oor fluister. En as jy hom hoor, sy stem vanmôre in die kerk, dan sê hy, as dit nog nie so is nie, ek wens, jy kan ook my kind wees. Ek wens, jy kan ook my kind wees. Dis wat die Here eintlik sê. Hierdie liefdeslied vers 9 en 10 sê dit. Vroeër was jy niks. Jy was ook maar so half 'n gebreklik gebore mens, vol sonde, lelik, vuil. Maar nou het Jesus jou vrygemaak, jou nuut gemaak. Ek wens jy was my kind. En as jy vanmôre hier sit en jy sien met jou hele hart oortuig jy is die Here se kind nie. En soos ek hier voor jou staan, bid ek vanmôre dat jy die fluistering, die influistering van die Heilige Gees in jou hart hoor. Die Here het jou lief en jy's vir hom mooi en jy's vir hom spesiaal. En die oomblik as jy deel word van hom, dan word jy eintlik wat jy behoort gewees het. Dan word jy wat jy eintlik moet wees. Jy's nie soos 'n steen wat mee weggegooi is nie. Dan is jy ingemessel in Jesus se geloofshuis, vas aan hom. En niemand kan hom sommer uitkry nie. Jy's daar, jy's deel. Jy behoort aan hom. En hierdie Pinkstertyd wou die Here ons nuut maak, oormaak en deel maak. En ek glo met my hele hart. Ek vertrou die Here het wonderlike dinge gedoen hierdie Pinkstertyd. En hy wil vir jou kom sê, word deel van my, word nuut, dink anders. Bou jou lewe op Jesus Christus, die rots van ons geloof en sy belydenis en wees deel van my. En dan het die Here vanmôre adres. Jare gelede in die antieke tyd, die koning van Sparta op 'n dag het 'n ander koning vir die koning van Sparta kom kuier. En toe hulle so kuier, toe sê die koning van Sparta vir hom,
Kyk die pragtige mure om my stad. Niemand kan deur die mure van my stad kom nie. En toe kyk die ander koning so om hom. En hy sê, ek verstaan nie mooi nie, ek sien geen mure nie. Jy sê, daar's mure om jou stad. Ondeurdringbare mure. Niemand kan ons aanval nie. En toe sê die koning van Sparta, en toe wys hy na al die soldate wat so staan in 'n erewag vir die koning. Toe sê hy, dis die mure van my stad. Die mense, die soldate. Nou ek dink as die Here vanmôre hier kom by ons, en die Heilige Gees wat vandag uitgestort is, dan kyk die Here so en dan sê hy, kyk my mooi geestelike huis. En jy moet dit kan sê net nou as jy daar buite is ook, en as jy by jou huis is en op straat is. En as iemand sê, maar ek sien nie 'n gebou nie, dan sê jy nee, maar jy sien die stene van God se geloofshuis. Ons, wat die melk gedrink het, wat Jesus geproe het, wat die heerlikheid uitvaar het, ek is 'n kind van die Here. En ek weet, die adres van Jesus is my adres, is jou adres, is daar waar jy bly in Asterstraat, dis die adres van die Here. Amen. Kom ons gee geleentheid vir die sanggroep, om die Here vir die genade en die liefde. Dankie dat ons môre saam met ons kinders hier in die huis kom leer, van die feeskalender, op hierdie feesdag. Dankie Heilige Gees dat U uitgestort is, dat U oral is, dat U vanmôre by ons is, dat U die een is wat in ons harte invluister, dat U baie keer is soos die stem op ons skouer, soos die geklop aan ons hart, soos die gewete, soos die een wat vir ons die pad wys. En Here, ons kan U altyd vertrou, en U lei ons daar waar U wil hê ons moet wees. Dankie dat U adres in ons lewe, in ons hart, by ons is. Dankie dat ons ingemessel kan wees in die geestelike huis, waarin U op U gebou is, en waar U die eregas is. Dankie dat U ons nuut gemaak het in hierdie dae om vir U te leef. En Here, ons as gemeente, wat vanaand vir ou laas kom, saam bid in Pinkstertyd, wil bid dat U ons 'n gemeente maak, donkies wat U dra in die wêreld, wat die kruisdraers vir die evangelie is, en mense wat doen wat ons gehoor het, en dat almal om ons 'n verskil sal sien. Help ons om die wêreld te verander, deur wat U in ons lewens, in ons harte doen. Here, seën ons elkeen, seën ons in hierdie week, vou ons almal styf toe met U liefde, en bewaar ons met U genade, in Jesus naam. Amen.